Johannes 13 vers 1 tot 38. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe, en gedurende die maaltyd. Die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan U my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan, die Here en die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Ek spreek nie van julle almal nie. Ek weet wie ek uitverkies het, maar dat die skrif vervul kan word. Hy wat saam met my brood eet, het sy haksteen teen my opgelig. Van nou af sê ek dit aan julle, voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. Voorwaar, ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Toe Jesus dit gesê het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En die disippels het na mekaar begin kyk, in twyfel omtrent die een van wie hy dit sê. En een van sy disippels, hy vir wie Jesus liefgehad het, het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Simon Petrus knik toe vir hom, dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. En hy val op sy bors van Jesus en sê vir hom, Here, wie is dit? Jesus antwoord, dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee as ek dit ingedoop het. En toe hy die stukkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Maar waarom hy dit vir hom gesê het niemand van die wat aan tafel was verstaan nie. Want sommige het gedink, terwyl Judas die beurs gehad het, dat Jesus vir hom sê, koop wat ons nodig het vir die fees, of dat hy iets aan die armes moet gee. Toe hy dan die stukkie geneem het hy dadelik uitgegaan en dit was nag. En toe hy buite was, sê Jesus, nou is die seun van die mens verheerlik, en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik, en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle, julle sal my soek,
En soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. So sê ek nou ook vir julle, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan u heen? Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek u nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir u gee. Jesus antwoord hom, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het nie.